Ons is besig om met 'n preekreeks met jou te praat oor om gereed te kom vir die jaar. En miskien sê jy het dalk nie kennis geneem nie, maar die jare die eerste maand sal om. 'n 12de van die jaar is al verby. En as jy nog nie gereed is, gaan jy nooit gereed wees nie. Maar daar's spesifieke goeters waaroor die Here met my gepraat het, diep in my hart, wat ek besef het, as ons hierdie goeters nie kan baas raak nie, as ons hierdie goeters nie kan wen nie, gaan die jaar ons wen. En ek wil vanoggend met jou praat uit Kolossense 3, jy kan gerus jou Bybel so lank daar oopmaak, Kolossense 3 vers 22, en ek wil met jou praat oor iets wat in jou gereg moet kom vir die jaar. Jou probleem lê nie daar buitekant, jou probleem lê in jouself. Daar's iets in jou wat moet skuif en wat moet verander, sodat jy kan regkom vir die jaar. En ek wil vanoggend praat oor 'n baie teer saak in jou lewe, jou werk. Hoe voel jy oor jou werk? En ek onthou baie spesifiek, het iemand vir my gesê, Ernie, aan die begin van die jaar, ek haat my werk. Ander persoon het gesê, dis verskriklik om te werk waar ek werk, die omstandighede en die situasie. Ander persoon het gesê, ek haat nie my werk nie, ek haat werk. Werk klink soos moeite. Ek wil graag gaan aftree daar by Hermanus en net op die strand gaan sit. Ander persoon het vir my vertel van sy werkgewer, wat hy genoem het, die tweelingbroer van Lucifer homself. En daar mag baie dinge wees wat ons ervaar en voel oor ons werk. Ander persoon het gesê, ek verdien heeltemal te min, ek is meer werd. En uit my hart uit wil ek vanoggend met jou praat oor die werk wat jy verrig. Dit wat jy doen, elke dag. Want hier's 'n belangrike waarheid, dat as jy ongelukkig is in jou werk, dan het jy gekies om meer as die helfte van jou wakker ure elke dag ongelukkig te wees. En vanoggend se boodskap gaan vir jou wys hoe Paulus uit Kolossense 3 praat oor sekere beginsels wat ons kan help om ons werk te transformeer. En miskien het jy die begin van die jaar begin om te sê, ek wens dat ek kan 'n ander werk kry. Miskien lê die probleem nie by jou werksomstandighede as sulks nie. Miskien lê die probleem nie by jou werkgewer nie. Miskien lê die probleem nie by jou salarischeck nie. Die probleem lê in jouself. As jou gesindheid verkeerd is oor jou werk, het God geen kans om jou werk te transformeer en te verander nie. Maar wanneer jou gesindheid reg is oor jou werk, wanneer jy jou gedagtes in lyn kry met God se woord vanoggend, het jy 'n kans om jou werk te transformeer deur die krag van geloof, die krag van die Heilige Gees wat in jou is. So vanoggend wil ek hê jy moet dink oor jou werk en hoe jy voel oor jou werk. Ons lewe in 'n land waarin daar meer as 25% van ons bevolking is werkloos, het geen bron van inkomste, behalwe miskien 'n werkloosheidsfonds of 'n staatspensioen of so meer. Terwyl dit die waarheid is meer as tussen 50 en 80% van mense ongelukkig met hulle werk. En dis hartseer, dit beteken dat, kom ons vat 'n goeie gemiddeld, 6.5 uit elke 10 mense wat in hierdie kerkgebou is vanoggend, is ongelukkig met hulle werks. Dit kan verskillende redes wees. Party mense sê dis omstandighede. Party mense sê dit is, my werk is betekenisloos. Daar's soveel konflik en krisisse by my werk aan die gang. Ek weet nie hoe om dit te hanteer nie. Wat jou rede ook al mag wees vanoggend. Of dalk my salaris is te min. My salaris, ek kan nie leef op hierdie salaris nie. Ek wil jou gedagtes skuif vanoggend. Ek vir jou sê dat jou probleem lê nie by jou werk nie. Dit lê by jou gesindheid oor jou werk. En jy gaan vanoggend hoor hoe God vir jou kan gee, veel meer as wat op jou salarischeck staan. Hoe God vir jou kan help. Hoe God in jou werk in kan kom. Want as daar een ding is wat God uit jou werk uit kan hou, is dit jou gesindheid. En baie keer as ons oor werk begin praat, dan dink ons as werk, as 'n straf, as 'n vloek. En vir baie mense is hulle werk 'n vloek. Maar ek wil jou vanoggend help
om jou gesindheid te belyn met God se woord, 4 eenvoudige beginsels, wat jou kan help om jou werk te transformeer tot in 'n seën. Dat jy nooit weer sal dink en sal kyk na jou werk op dieselfde manier. Kom ons lees saam uit Kolossense 3, vanaf vers 22. Hierdie woorde wil ek toelaat, maak jou gees oop, dat die Here met jou kan praat vanoggend. God wil met jou praat, God wil jou lewe transformeer. Diensknegte, julle moet julle Here na die vlees en alles gehoorsaam wees. Nie met oordiens soos mense behaars nie, maar in eenvoudigheid van hart, omdat julle God vrees. En wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet, dat julle van die Here die erfenis as vergelding ontvang, want julle dien die Here Jesus Christus. Ek het hierdie storie al een keer hier vertel, maar Christopher Wren, hy's 'n beroemde argitek, en hy was verantwoordelik vir die bou van die St. Paulus kathedraal, ek dink is in Engeland, in Europa in elk geval. En terwyl ek hom toesig hou, toe sien hy messelaars is besig om te messel. Hy vra vir die ene, wat is jy besig om te doen? Hy sê, weet jy wat, nee, ek is besig om stene te lê, een vir een, ek is besig om 'n muur te bou, en ek kan nie wag dat die dag verbykom, dat ek by die huis kan kom nie. Hy vra vir 'n ander messelaar, wat is jy besig om te doen? Hy sê, nee, ek is besig om stene te messel in hierdie muur, want ek moet vir my familie sorg. En 'n ander een vra hy, wat is jy besig om te doen? En hy sê, ek is besig om 'n kathedraal te bou, om mense te konnekteer met die lewende God. 3 verskillende mense, hulle uitkyk, hulle perspektief, hulle raamwerk van kyk is anders van mekaar. Dit verskil van mekaar. En een van die diepste redes hoekom mense ongelukkig is met hulle werk, lê nie in hulle omstandighede nie. En daardeur wil ek nie sê dat omstandighede kan nie bydra tot ongelukkigheid nie. Die feit dat jou werkgewer amper wil ek sê jou eksploiteer, kan bydra tot 'n diep ongelukkigheid in jou hart. Maar geluk is 'n keuse. Dis 'n besluit. Dis iets wat geskep word in jou verstand, in jou gees, in jou gemoed. En jy's in beheer van hoe gelukkig jy is. En nou kom jy vanoggend na my toe en sê, Ernig, ek lewe onder die slegste omstandighede, werk ek, my werkgewer eksploiteer my, hy misbruik my, maak nie saak wat hy doen nie, jy kan kies om ten spyte daarvan gelukkig te wees. Stem julle saam? Amen. Dis jou keuse vandag. Jy kan nie die helfte van jou lewe weggee, of die helfte van jou wakker lewe weggee, in iemand se hande, en die mag in sy hande, of in haar hande te plaas, en hulle toelaat om jou geluk en jou lewe te bepaal nie. En miskien sê jy, ja, maar jy verstaan nie my omstandighede nie. Wanneer Paulus hierdie woorde skrywe hy vir mense wat slawe is. Gaan lees mooi die woorde wat hy gebruik. En ek kan my indink, wat was sy motief van skryf? Hierdie gemeente se mense het met hom gekommunikeer en gesê, bid vir ons, dat die Here ons bevry van ons werkgewers. En miskien bid jy ook vandag dat die Here jou bevry van jou werkgewer. En Paulus sê, die Here moenie julle bevry van julle werkgewer om gelukkig te wees nie. Kom ek help julle hoe om julle werksplek te transformeer en te vat na die plek waar God dit wil hê. Kom ek help julle om dit wat nou vir julle vloek is te verander tot in 'n seën. En ek wil jou uitdaag vanoggend om te luister na die woord van die Here vanoggend en te hoor hoe God jou wil help. Maar 'n belangrike ding wat ek nou vergeet, Jors, het almal 'n preeknota in hulle hand, want ek het 'n gebed wat ek vir julle wil gee vanoggend. Het almal 'n preeknota, of is daar iemand wat dalk nie het nie? Steek net op jou hand as jy nie het nie. Jors, kan ons gaan gevra vir 'n paar mense om dit uit te doen. Ek wil dit vir jou gee, want ek het 'n uitdaging vir jou na vanoggend se diens. Jy moet een hê. As jy nie een het nie, gaan jy nie ervaar hoe God se transformerende krag deur jou werk in jou werksplek nie. En ek gaan jou leer 4 beginsels vanoggend uit die woord uit wat jou kan help. Net vinnig op jou hand as jy nie preeknota het. Ek gaan jou help met 4 beginsels wat jou in staat gaan stel
om jou werk te transformeer van 'n vloek tot 'n seën. Daar bo op die galery is ook. Clarence, daar bo op die galery is ook hande wat opgaan. Kom ons help net eers almal om 'n preeknota te kry. William Shakespeare, die bekende skrywer, het hierdie woorde gesê. Dit laat my altyd dink. Hy sê daar is nie goed of sleg nie, maar ons denke maak dit goed of sleg. Daar's nie goed of sleg nie. En vanoggend is die eerste ding wat in jou gees moet gebeur. Die Here moet jou help om jou gedagtes te omvorm. Die Here moet jou help om jou gedagtes te verander oor wat jy doen. En miskien sê jy, ek is baie gelukkig by my werk. Die vraag is nie net of jy gelukkig is by jou werk nie. Is jy as agent van die Here, wat deur die Here gestuur word, besig om jou werk te transformeer? Is jou teenwoordigheid sout en lig? Want as dit nie is nie, verstaan jy nie die beginsels van God se woord nie. Clarence, hier is nog iemand hier voor, hoor. Verstaan jy die beginsels van God se woord nie? So ek gaan jou vanoggend 4 dinge wys in Paulus se teks wat jou kan help om transformerend te wees in jou werk. En is 4 goed wat jy moet verander in jou gedagte. Onthou nou hierdie woorde van William Shakespeare. Niks is sleg of goed nie, maar ons gedagtes maak dit sleg of goed. En die Here gaan jou help vanoggend. En om jou gedagtes te verander, en daarna gaan ek vir jou bid vanoggend. En ek glo, en ek het 'n verwagting in my gees, wat ek by die Here ontvang het. Wanneer ons vanoggend vir jou gaan bid, gaan iets in jou gebeur, wat gaan maak dat dit in jou werk gebeur, en dat jou omstandighede by jou werk so gaan verander, en jou lewe by jou werksplek gaan verander. Maar dan moet jy hoor wat die Here vanoggend sê. Is jy reg daarvoor? Reg om te hoor wat die Here sê? 4 belangrike beginsels. Die eerste beginsel is, en kom ons kry dit op hier, dink aan beroep in plaas van werk. Miskien verstaan jy dit nie nou nie, maar in die Engels is dit baie beter. In plaas van 'n job, 'n vocation. Die verskil is, die een praat van moeite, praat van werk. Die ander een praat van 'n roeping. En baie keer as ons dink oor hoekom ons werk, dan hoor ek sommer, ek moet nou weer terug gaan werk toe, en daar waar daai sug val, voel dit amper vir my dossiere wat val op die grond, en alles verskroei daaronder. Waar daai sug, ek moet terug gaan werk toe, dis 'n las, dis moeite, ek doen dit, en baie mense dink so, hulle dink ek moet werk, die Here help my as ek in die hemel vir Adam en Eva in die hande kry. Wat is hulle skuld dat ek is waar ek is? As hulle nie sonde gedoen het nie, was ek waar ek wou wees, op die strand by Hermanus. Baie mense dink so. Ja, dis Adam en Eva se skuld dat ons moet werk. Dis doodgewoon nie die waarheid nie. God het ons geskaap om te werk. As jy net vir 'n oomblik dink aan Genesis 1 en Genesis 2, sê die Bybel baie duidelik, en God het gewerk. God het vir 6 dae gewerk. En nadat hy klaar gewerk het, het hy teruggestaan en hy het aan sy werk gekyk en gesê, dit is goed. God het gewerk en hy het die mens geskape en hom aangestel om te heers en die tuin te bewerk. God roep mense om te werk. God roep mense om hom te verteenwoordig. God roep mense om uit te gaan in hierdie wêreld 'n verskil te maak en hy gaan saamwerk. Dink byvoorbeeld op Psalm 121, as die Here die huis nie bou nie, verniet werk die bouers daaraan. God roep vir my en vir jou as medewerker om saam te werk. En daarom dink jy aan jou werk as 'n las, as iets wat jy doen om vir jou gesin te sorg. As dit is wat jy dink in jou gedagtes, gaan jy altyd ongelukkig in jou werk wees. Maak nie saak watter werk jy kry nie. Gaan jy diep ongelukkig wees in jou hart, want dit moet vir jou sin maak as jy dink dat 50 tot 80% van alle mense is ongelukkig in hulle werk. Dan moet jy daaraan dink dat jy wil 'n ander werk hê, want jy gaan nou meer gelukkig daar wees, en iemand wil jou werk hê, want iemand dink hy gaan meer gelukkig daar wees.
En uiteindelik skuif ons net heeltyd stoele en ons vind nooit daardie lewe en daardie geluk en daardie oorvloed van lewe wat God bedoel het dat ons sal ontvang nie. So vanoggend moet jou woorde verander van ek het 'n werk waarvoor ek aansoek gedoen het wat 'n las is in my lewe, na die Here het my gestuur na die plek waar ek werk. En al voel dit nie vir jou so nie, dit maak nie nou saak nie. Jy moet jou gedagtes skuif van 'n plek van hier werk ek om 'n salaris huis toe te vat tot hier is ek omdat ek glo dat die Here Almagtig wat die hemel en die aarde geskaap het my gestuur na hierdie plek toe. Ek is gestuur. Ek is nie net hier om 'n diens te verrig vir 'n maatskappy nie. En miskien vra jy dadelik ernstig, maar waarvan praat jy? Wat kan ek moontlik vir die Here in my werksplek doen? Ek glo diep in my hart die grootste roeping vir elke persoon, en ek dink dit is Billy Graham wat dit op 'n stadium gesê het, hy glo dat in die laaste dae gaan die geroepenis, die mense wees in hulle werksplekke, wat vir ander mense kan demonstreer, hoe werk jy met jou hele hart soos vir die Here, wat vir ander mense kan demonstreer, hoe lyk liefde, wat God se gees in 'n gebou in kan dra. Het jy al gedink dat jy werk saam met mense, wat bes moontlik nooit eers in 'n kerk kom nie, wat moontlik nooit bereik kan word deur die kerk nie, en deur die evangelie nie, wat nooit blootgestel is aan die woord nie. Jy is die woord van God, miskien die enigste woord van God wat 'n ander persoon sal hoor. En daarom weet ons dat die grootste invloed in ons gemeente, Kolosser gemeente, is jy vandag. Jy is eintlik die evangelie verkondiger. Jy is 'n pastoor in eie reg. Jy is iemand wat in eie reg in jou straat, daar waar jy bly, daar waar jy werk, God verteenwoordig. Bes moontlik sal daar nooit 'n dominee of 'n pastoor wees wat die voorreg het om in jou werksplek in te kom en die liefde van God en die teenwoordigheid van God te illustreer. Dis jy vanoggend en God het jou gestuur. En as jy dit nie verander in jou kop van werk na beroep nie, en beroep veronderstel dat jy word geroep. En Paulus sê, diensknegte. Jy moet onderstreep in jou Bybel, 'n dienskneg. Jy's gestuur omdat julle God vrees, sê Paulus. Omdat julle God vrees, God het julle geroep om 'n taak te verrig. En die tweede plek, volgende beginsel, dink dien in plaas van om te verdien. Hoeveel keer hoor ek hierdie ding wat mense sê, ek kry heeltemal te min geld. Regtig? Is dit omdat jy te min kry vir dit wat jy wil hê, of te min kry vir dit wat jy nodig het, regtig nodig het? Behoeftes en begeertes. En baie keer hoor ek hierdie ding. Ek sien hierdie ding in mense se lewens. Die standaard van hulle werk gaan met wrokkigheid gepaard. Daar's 'n wrokkigheid in hulle. Ek gee nie my beste nie, want kyk hoe lyk my salarischeck. Want weet jy wat? Ek verdien eintlik baie meer as dit. So ek gee vir hulle wat hulle verdien. If they pay with peanuts, they get monkeys. So dis wat ek vir hulle gee. En Paulus sê, ouens, nee. Julle is diensknegte. Julle is mense wat geroep word deur God om 'n verskil te maak. Julle kyk nie na julle verdienste nie, want die oomblik as 'n ou praat oor verdienste, dan praat hy skielik van my reg, my entitlement. En reg deur Suid-Afrika sien ons hierdie gesindheid van entitlement. Dit kom my toe, dis my reg. Ek is gedurig deur besig om te beklei oor my regte en oor dit wat ek dink ek verdien. In plaas van om te verstaan dat God het jou nooit geroep om te verdien nie, God het jou geroep om te dien. En miskien sê jy vanoggend ernstig, maar as ek vir myself opstaan nie, wat dink jy gaan gebeur met my salarischeck? As jy hierdie beginsel vanoggend verstaan, het jy vanoggend 'n sleutel wat die skatkis van die hemel vir jou oopsluit. Jy sal nooit tekort hê nie. Jy sal altyd oorvloed hê, as jy kan verstaan wat dit is om te dien en nie om te verdien nie. Jy moet jou hart skuif van 'n plek van ek verdien na ek dien. Van 'n plek van ek het regte na, weet jy wat, ek is net hier om te gee. Van 'n plek van ek ontvang na 'n plek van ek wil net gee. Jy's daar om te gee.
En ek wil jou uitdaag vanoggend. Gaan na jou werk toe met hierdie gesindheid. Ek is nie hier om te verdien nie. Ek is hier om te dien. En kyk hoe jou werkgewer se gesindheid verander. Hoe jy die plek waar jy werk transformeer. Die derde beginsel. Dink aan God in plaas van werkgewer. En hierdie is een van die grootste kopskuive wat gelowiges moet maak. Aan die einde van die dag werk jy nie vir jou werkgewer nie. As jy hoor dat jy 'n roeping het by jou werksplek en dat God jou so toe gestuur het. As jy hoor dat jy daar is om te dien en nie om te verdien nie, dan sal jy verstaan dat jy werk vir God en nie vir jou werkgewer nie. En hy mag miskien dink hy het beheer oor jou. Hy mag miskien dink hy is daar. Maar is eintlik vir God wat jy werk. En hoor wat sê Paulus. Hy sê en wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Hierdie was seker Paulus se hardste woorde gewees aan daardie slawe. Kyk verby jou werkgewer, kyk verby jou slawemeester, kyk verby die ou wat jy moet dien. En al die pryse wat jy moet betaal om vir hierdie ou beskikbaar te wees. Kyk verby die onregverdigheid van die situasie. En plaas jou oë op die Here en sien hom raak as die een vir wie jy werk. Nie jou werkgewer nie. Uiteindelik is dit God wat in beheer is van jou lewe. Jou werkgewer dink net hy's in beheer van jou lewe. En hierdie beginsel het ek my hele lewe gelei. Maak nie saak hoe onregverdig mense met my is nie. Elke keer het ek gesien, as my oë op die Here is, en as hy die een is wat vir my sorg, en wat vir my onderneem, maak nie saak wat my werkgewer doen nie, God sal vir my sorg. As jy hierdie sleutel kan vat en dit kan oopsluit, kan God groot dinge vir jou doen. Die vierde en die laaste beginsel is, dink loon in plaas van salaris. En hierdie is 'n groot ding. Paulus sê, omdat julle weet, dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang. Moenie kyk nou, na wat op jou salarischeck staan nie. Weet dit, dat die God wat jou geroep het, die God wat jou vra om te dien, die God wat vir jou sê, jy werk vir hom en nie vir daardie werkgewer nie. Hy het ook 'n checkie wat hy gaan skryf vir jou. Jou enigste check is nie van jou werkgewer af nie. Jy kry nog 'n check. Hoe sal jy voel daaroor om elke maand nog 'n check te kry? Wie wil nog 'n check hê? Ek wil nog 'n check hê. Dink jy nou jou werkgewer? Hy sal na jou toe kom en vir jou sê as jy nou vir 'n groter salaris wil kwalifiseer, sê ek kan jou nie bekostig nie. Dink jy die Here kan jou nie bekostig nie? Die Here kan bekostig om vir jou ver meer te gee. En hier is 'n geestelike beginsel wat die skathuis van die Here vir jou lewe ontsluit. As jy dink aan loon in plaas van salaris, sal jy 'n erfenis van die Here af ontvang. Hoe voel jy daaroor? Martin Luther King het 'n belangrike ding eendag gesê en ek het hierdie aanhaling een keer in hierdie gemeente gebruik. Hoor 'n bietjie die aanhaling. Indien dit jou werk is om strate te vee die straat soos wat Michelangelo geskilder het. Soos wat Shakespeare geskryf, soos wat Beethoven gekomponeer het. En vee die strate so goed dat die heerser van die hemel die aarde tot stilstand kom en sê, hier het 'n groot straatveer geleef wat sy werk reggevee het. Vanoggend weet ek, net soos wat dit die waarheid was van die eerste eeuse Christene in Paulus se tyd, is dit die waarheid in hierdie kerk. Die meeste van julle leef onder verskriklike druk. En ek daag jy nou uit, kom vra my span in Collage. Elke Dinsdag bid ons vir julle. Ons bid vir elkeen van julle. Elke Dinsdag. Elke Dinsdag sê ons het 'n ongelooflike voorreg om hier in die kerk te werk, weg van die spanning wat jy elke dag mee te doen het. Ons weet van die rasisme, ons weet van die regstellende aksie. Ons weet van die onreg. Ons weet van alles waardeur julle gaan. En ons bid elke dag vir julle. Maar vanoggend se woord gaan daaroor dat jy deur God gestuur is om te gaan dien. Dat jy uiteindelik die Here
vir die Here werk, voltyds, net soos wat ek vir die Here werk. En in God se oë is dit presies dieselfde. Moenie dink vir een oomblik dat my loon in die hemel gaan verskil met jou loon in die hemel. Ek glo dit glad nie. Ek glo dat wat jou roeping aanbetref, is jou roeping by God net so belangrik soos my roeping. Ek glo diep uit my hart, as jy kan sien dat jy vir God werk, en nie vir 'n mens nie, dat God vir jou 'n loon sal gee. Maak die saak wat die regering besluit in een of ander groenskrif of witskrif of wat dit ook al mag wees nie. Wat die beleid van jou maatskappy is nie. You can't keep a good man down. As God se seën op jou lewe is, sal jou lewe anders wees. En vanoggend het ek jou geleer oor hoe jy moet maak om jou werk te verander van 'n vloek tot 'n seën. Van iets wat 'n las is, iets wat moeitevol is, iets wat jou moeg maak, tot iets wat jou inspireer. Om jou werk te transformeer, sodat ander mense Jesus se liefde kan raak sien. Jesus se genade kan raak sien. En ek wil jou vra, is jy bereid om jou werk te transformeer? Imagine, hierdie hele gemeente gaan terug na hulle werk toe. En elke werksplek waar ons kom, dra ons God binne daar. Verander ons die geestelike atmosfeer van daardie werksplek. En weet jy wat, nee, as jou baas die tweelingboetie van Lucifer is, en hy's 'n mens, kan hy ook tot bekering kom. Hy kan ook God vind, hy kan ook verander. En ek wil jou uitdaag. En my uitdaging vir jou is, as jy die preeknota voor jou het, kyk gou na die preeknota. Bo-aan het ek vir jou die skrifgedeelte gesê, ek wil jou uitdaag. Gedagtes word nie geskuif omdat jy dit net besluit nie. Gedagtes word geskuif omdat jy dit herhalend doen. Ek wil jou uitdaag om elke dag daai skrifgedeelte een keer te gaan lees. En dan heel onder is daar 'n gebed wat jy bid, wat jou dankbaar maak oor jou werk, oor die feit dat God jou geroep het, dat jy daardie saak aanvaar, dat jy daar is om te dien, dat jy werk vir God en nie vir mense nie, en dat jy 'n loon gaan verwag vir die dag, vir dit wat jy gedoen het vir die Here. Dink jy julle sal dit kan doen? Dink julle sal kan? Wie gaan dit doen? Kom ons doen dit. Kom ons doen dit en ons kyk of die Here ons gesindhede verander en of ons harte oor ons werk verander. En ons vertrou God vir die beste jaar ooit by ons werksplek. Maak nie saak wat gebeur nie. Ek weet daar's mense in ons gemeente wat onder stres is, wat sê dat ek word moontlik afgelê in hierdie jaar. Ek het al reeds my brief gekry. Ek is hier, ek is daar. Ek wil jou vra om jou fokus af te haal van daardie goeters af en jou fokus te plaas op hierdie 4 aspekte en toe te laat dat die Here jou help om dit te transformeer. Reg? Kom ons buig ons hoofde in gebed. Kom ons vra die musikante om terselfdertyd na vore te kom. Here, baie dankie dat ons vanoggend saam met U is in hierdie plek. Here, U praat met ons. Terwyl ek U woord bring, is ek so diep onder die indruk daarvan dat U hier is, Here. En dat U salwing hier is, Here, om mense te help, om mense te ondersteun, om mense te bevry, om mense te genees, om vir mense te voorsien. En Here, terwyl ons nou vanoggend in gebed voor U is, Here, wil ons U vertrou. Daar is mense wat buitengewone krag nodig het in die werksplekke waar hulle is. Of dit hulle besighede is, of werksplekke is, of in watter omstandighede hulle self ook bevind. Here, ons wil vanoggend hierdie geleentheid ook skep, hierdie ruimte skep om vir hulle te bid. En net daar waar jy is vanoggend, as jy die Here nodig het vanoggend in jou werksplek, as jy net buitengewone krag nodig het vanoggend, God se krag is in hierdie plek vanoggend, en hy wil jou ondersteun, hy wil jou help vanoggend, dan wil ek vir jou bid vanoggend. As jy uitdagings het by jou werksplek, wil jy nie net vinnig jou hand opsteek nie, en ek gaan vir jou bid vanoggend. Ja, gaan hande op, baie hande op, baie hande op. Wil jy net vinnig staan, ek wil vir jou bid vanoggend. Ja, Here, ja, Here. Here, soveel mense wat U nodig het in hulle werksplek, in die omstandighede waarin hulle self bevind. Here, ek wil in die eerste plek bid, dat die woord wat vanoggend verkondig is, in hulle harte diep sal tref, Here. Dat dit al die verskil sal maak in hulle lewens, Here. Sodat wanneer hulle uitstap hier vanoggend, Here, hulle met 'n woord in hulle hart, in hulle gedagte hier uitstap. Maar Here, ek wil nou bid, dat deur die krag van die Heilige Gees, en deur die gawe van geloof wat ons nou gebruik, Here, dat U nou, in hierdie oomblik, Here,
U hand op hulle lewens sal plaas, Here, dat in hierdie oomblik, Here, dinge by hulle werksplek sal begin verander. Omdat dit eerstens in hulle hart en lewens verander het. Here, dankie dat ek dit nou vir hulle kan bid, Here, en U kan vertrou, Here, dat wanneer hulle môre by hulle werk instap, Here, dat hulle 'n krag van die Here daar sal indra. Here, dat omstandighede sal verander, dat hulle sal terugkom met getuienisse van wat U gedoen het in hulle werksplek. En soos wat ons saamwerk in hierdie week, Here, om ons gedagtes te verander oor ons werke, Here, dat ons sal sien hoe U kragtig onderneem. En ek weet, Here, ek kan nie nou aan elkeen van hulle raak vanoggend en vir hulle bid nie, maar ek weet, U Gees is nou by hulle, Here. U raak nou aan hulle, Here. U gee hulle nou oorwinning, Here, en U gee hulle nou oorvloed. Ons bid dit nou in Jesus wonderlike naam.